was sy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê, mekaar sy liefde hê en hom bo alles heer. Loof hom, Christus die Heer. Loof hom, Christus die Heer. Halleluja, ek kan nie sonder U nie. Halleluja, ek sal nie stil bly nie. Halleluja, daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die Heer. Ons is almal hier tesaam, vergader in sy naam verheerlik hom. Tot die dood as hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê, mekaar sy liefde hê en hom bo alles heer. Loof hom, Christus die Heer. Oh, loof hom, Christus die Heer. Halleluja, ek kan nie sonder U nie. Halleluja, ek sal nie stil bly nie. Halleluja, daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die Heer. As Jesus Christus die Heer. Halleluja, ek kan nie sonder U nie. Halleluja, ek sal nie stil bly nie. Halleluja, daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die Heer. As Jesus Christus die Heer. Halleluja, ek kan nie sonder U nie. Halleluja, ek sal nie stil bly nie. Halleluja, ek kan nie sonder U nie. Halleluja, ek sal nie stil bly nie. Die verhoudingsidee is 'n God-idee, deur hom ontwerp en deur hom ingestel. Hoekom? Omdat hy self 'n verhoudingsgod is, Vader, Seun en Gees, met 'n diep hinkering om ook in verhouding met sy kinders te wees, ons, die mens, die kroon van die skepping. Gaan dieper in jou verhoudings, saam met God en saam met ander. Vriende, ons is in week 4 van ons veldtog wat handel oor verhoudings, dieper gronde en dieper gaande verhoudings. En ek vertrou regtig waar dat jy die laaste 3 weke se verhoudingstemas, dat jy dit ingedrink het en dat jy dit deel gemaak het van jou lewe en van jou dag. Want soos ons vir mekaar nou al vir 'n geruime tyd sê, ons is verhoudingswesens omdat God in essensie 'n verhoudingsgod is, omdat hy self in verhouding is met Seun en met Gees. En vandag se tema maak my verskriklik opgewonde, want
vir ons is dit belangrik om te weet as kinders van God, medegelowiges soos wat ons verlede week vir mekaar gesê het, is ons eerste grootste doel op aarde, ons purpose, soos wat Rick Warren skryf, is om vir God te aanbid, to worship God. En wanneer ons vir God ervaar, wanneer ons hom worship, en wanneer ons sy heerlikheid beleef, word ons uitgedaag om daai heerlikheid en daai liefde en daai omgee en daai vrede wat ons beleef van God se karakters uit te dra aan die res van die wêreld. 'n vriendin van my vertel my eendag sy het 'n droom gehad. Sy en haar beste vriendin kom by die poorte van die hemel aan en die hekke gaan oop en hulle huppel in en hulle is sien uit om die goudstrate van die hemel te sien en te beleef. En toe sy omkyk, het die hekke toegegaan en die beste vriendin van haar staan aan die ander kant van die hekke en sê vir haar, jy het die waarheid geken en jy het my nooit daarvan vertel nie. En kyk, waar staan ek nou? Paulus skryf in 1 Timoteus 2 vers 4, God wil hê alle mense moet na hom toe kom en by hom leer wat waar is. In die boodskapvertaling, in 1983 vertaling sê, God wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Die Engels sê, God who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Omdat jy 'n gelowige is, wat gebind is en wat verwant is aan God, en hy 'n hart het vir verlorenes, moet ek en jy ook 'n hart hê vir verlorenes. Lukas 19 vers 10 sê, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Wat verlore is. Dit is vir my altyd so, ek sal nie sê snaaks is die woord nie, miskien interessant, as mense beleef dat die kerk nie hierdie perfekte plek is waar almal die Here aanbid en hom dien nie. Ons het eendag 'n vrouekonferensie by die kerk, en die damespersoneel kry toe 'n fotograaf om visuals van die dag te neem, en hierdie kamerapersoon, fotograaf se foon word uit haar handsak uitgesteel. Yes, en na die tyd toe ons nou besef wat gebeur het, en sy besef wat gebeur het, vra sy vir my, maar hoe is dit moontlik dat iemand by die kerk 'n foon kan steel? Ek sê vir mevrou, hier word baie goed gesteel, hier gaan baie goed verkeerd, want hier by die kerk kom mense wat gebroke is en wat stikkend is en wat partykeer nie eens vir God ken nie, kom hier by die kerk aan. Matteus 9 vers 11 tot 13 sê, toe die fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeesters saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor en hy het gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Wat sê Paulus oor die siekes? Hy sê in Kolossense 4 vers 5 tot 6, tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know to answer everyone. Daar moet gesprekvoering wees, daar moet amper voorbedagte rade wees as ek en jy met mense te doen kry wat glad nie ons geloof ken nie en wat glad nie vir Jesus ken nie. Dit is vir my altyd so hartseer eintlik as ons sê, maar gelowiges, mense wat vir Jesus ken, moet 'n impak maak in die wêreld. Ons visiestelling is verander lewens in gemeenskappe, maar ons wil nie naby ongelowiges kom nie. Maak vir my glad nie sin nie. My onderprim van my eerste jaar in die kos het dit altyd vir ons gesê as eerstejaars,
Ek onthou dit soos gister, hy het gesê, die enigste verskil tussen jou en 'n matrieklaaitjie is 'n Desember vakansie. Is eintlik so min en eintlik so klein. We're not that far from each other. Die enigste verskil tussen my en jou wat glo en ongelowiges wat nie glo nie, is die genade van Jesus Christus. Genade wat maak dat ek en jy nie 'n vinger hoef te verroer nie, en genade waarvan iemand wat ongelowig is by my en by jou moet hoor. Dis hoekom maar gesprekvoering moet wees, conversation. Dit is my so interessant, op 'n stadium in Jericho wag 1000 mense vir Jesus as hy besig is om sy intog te maak. Hulle wag vir hom om op te pitch en hierdie Messias waarvan hulle gehoor het, hulle is, en waar daaroor geprofeteer is, hulle is so nuuskierig, hulle wil sien, hulle wil hom beleef, hulle wil hom hoor, hulle wil eintlik as dit ware aan hom raak. Hulle is so nuuskierig. En as Jesus op die toneel kom, praat hy eerstens nie met hierdie massas mense wat in hom glo nie. Dalk ken jy die storie, dalk onthou jy die storie. Die eerste persoon met wie hy kontak maak, is 'n ongelowige. Saggeus die ongelowige. Hy was so kort, hy kon nie vir Jesus sien nie, hy moes in 'n boom opklim. En dan sê Lukas 19 vers 5, toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Jesus doen presies wat Paulus skryf ons moet doen. Hy engage met iemand wat nie die verlossingskrag van God ken nie. En uit hierdie teks besef ons, dit gaan oor meer as net 'n oppervlakkige geselsie. As ek en jy by mense aan huis gaan, as ons by mense gaan eet, as ons by hulle gaan kuier, gesels ons diep en ons hoor, maar hoe gaan dit regtig? Nie net oppervlakkig nie, ons hoor, hoe gaan dit met jou hart? Waarmee is jy besig? Hoe gaan dit by die werk? Hoe gaan dit met jou kinders? Hoe gaan dit met jou ma, jou pa, jou broers, jou susters? Hoe gaan dit met daai moeilike ding waardeur jy moes gaan? Regtig waar, engage, mense leer ken. Die twee grootste aanklagte teen Christene oor die jare is, nommer 1, ons is judgmental, veroordelend, ons oordeel. Studies in die FSA het getoon, 87% van jong mense sê dat Christene blaatant veroordelend is. 87% van jong mense in hierdie studie wat gesê het, Christene is veroordelend. En dan die tweede grootste aanklag teen Christene oor die jare is die feit dat ons skynheilig is. Ons aand en ons môre praatjie stem nie ooreen nie. Wat ek nou vir jou hier sê is nie dit wat ek agter jou rug van jou sê nie. En dis wat David Kinnaman in sy boek Unchristian, miskien kan jy dit vir jou gaan kry, bevind het, as hy optel en skryf dat die nuwe geslag mens nie baie tyd het vir Christene nie, juis omdat hulle beleef Christene is skynheilig. Lukas 19 vers 7, net nadat Jesus met Saggeus in kontak gekom het, sê hy, almal wat dit gesien het, of ons sien wat gebeur, almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Die ironie, in 'n ander storie in die Bybel, die ironie as Jona op die pad is om te vlug van Nineve en van God, is dat die skip waarop hy was gered word, die oomblik as die ongehoorsame gelowige oorboord gegooi is. Gelowiges wat oordeel en wat verdoem, is nooit 'n goeie ding nie. Anders gestel uit Jona se voorbeeld, gelowiges wat ongehoorsaam is aan God en sy opdragte, is net so toksies vir die samelewing. Hierdie mense wat so sê, ja, ek gaan mos kerk toe. Dit maak jou nie 'n gelowige nie, omdat jy jou kar in die garage trek, maak jou nie 'n mechanic nie. Dit is baie interessant wat die uiteinde is van Jesus se interaksie met Saggeus. Lukas 19 vers 8 en 9 sê, maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gaan ek dit 4-dubbel teruggee. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Kyk hoe verander Saggeus se lewe. Ek en jy verander die mense se lewens hier.
Ons moet net die brug slaan tussen hulle en God. Ons moet net gehoorsaam wees en van God se liefde getuig. Die oomblik as ons mense met God in kontak bring, transformeer hulle lewe. Mike Err het gesê, kerkmense probeer mense in die kerk kry. Koningskinders wil graag die kerk in die wêreld hê. Kerkmense is bekommerd dat die wêreld dalk die kerk kan verander. Koninkrykmense werk daaraan sodat die kerk die wêreld kan verander. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, sê Jesus, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Dit is my en jou mission. Jesus stuur ons in die wêreld in. Rick Warren skryf oor die verskil tussen bediening en ministry, want ons kry dit baie keer, ons verwar baie keer die goed. Your ministry is in the church, your mission is in the world. Your ministry is to believers, your mission is to unbelievers. Paulus sê in Handelinge 20 vers 24, ek is nie bekommerd oor my eie lewe nie, ek is niks bekommerd nie. Ek wil net een ding doen, ek wil my werk klaarmaak. Dit is die werk wat die Here Jesus vir my gegee het om te doen. Ja, ek moet vir mense die goeie boodskap bring dat God genadig is. Die engel sê, the most important thing is that I complete my mission, the work that the Lord Jesus gave me, to tell people the good news about God's grace. Ek en jy gaan albei en almal eendag voor God staan, en hy gaan vir ons vra, wat het ons met ons missie op aarde gedoen? Wat het ons gedoen met die feit dat Jesus ons gestuur het? En ek en jy gaan moet antwoord, eerlik moet antwoord, wanneer God vir ons daardie vraag vra. Mag jy vandag nuwe inspirasie kry om kontak te maak met ongelowiges, en mag jy sommer geïnspireer word om op te teken vir ons Compassion Day van die 7de Junie, wat juist gaan oor die feit dat ons na mense toe gaan wat uitgestoot is in die wêreld. Jy kan op Vredelust Gemeente se webtuiste gaan, al die inligting kry oor Compassion Day, jy kan aanteken en jy kan 'n verskil gaan maak saam met 'n klomp ander gelowiges, medegelowiges, sodat mense se lewens geïmpakteer kan word en verander kan word wanneer hulle met Jesus se liefde in kontak kom. Tot volgende keer. Amen.